Ja, dit kom so direk uit die boekie van Johannes, uit 2 Johannes. Ja, dit is so in my soeke na 'n tema vir Moedersdag het ek op hierdie woorde afgekom en gedink, dis interessante woorde. Om te sê ja, ons moet die moeders lief hê en die moeders moet ons lief hê. Ja, ons moet die moeders versorg. Ek sê vir my so half by Emergency se tema aan. Jy weet, ons moet die deernis by ons vrouens by wees. Want hulle sorg vir ons en ons kinders, ja. Die een is die Evangelie van Johannes en die reg aan die einde van die Bybel, sulke klein boekies, ek moet eers sê briewe, is die eerste, die tweede en die derde brief van Johannes. En ons gaan vanmiddag net na die tweede briefie van Johannes kyk. Dis dit klein boekie reg voor Openbaring, ja. Nou ek lees gou weer hierdie versie en nou dring ek daarop aan, geagte vrou, dat ons mekaar moet lief hê. Nou is interessant. Maar dit kom nou uit die Nuwe Lewende Vertaling. Ander vertalings klink 'n bietjie anderste. Maar kom ons blaai 'n bietjie na 'n ander versie hier in Johannes, in 2 Johannes. Ek lees dit vir julle, dan luister julle eers en dan praat ons daaroor. Nou vra ek, is dit nie 'n beter Moedersdag versie hierdie een wat ek nou hier het nie? Ek was baie bly dat ek van jou kinders teëgekom het, wat die pad van die waarheid loop in die ooreenstemming met 'n gebod wat ons van die Vader ontvang het. Ja, ek dink 'n moeder sal nogal bly wees as iemand by haar kom en sê, ek is bly, ek het van jou kinders gekry wat die pad van die Here loop, né? Is dit nie 'n mooi Moedersdag versie nie? Ja, want dit is so half van die ander kant af om te sê, moeder, jy het goed gedoen, mens kan dit agterkom deur ook wat jou kinders doen. Dan is daar nog 'n ander versie ook, maar dis nie uit 2 Johannes nie, is eintlik uit 3 Johannes uit, maar dis net so mooi vir my vir moeders en Moedersdag. Niks verskaf my groter vreugde nie as om te hoor dat my kinders in die waarheid lewe, né? Dis 'n vrou wat nou dit sê, dis die moeder wat dit sê. Niks verskaf my groter vreugde nie as om te hoor dat my kinders in die waarheid lewe. Ja, baie mooi Moedersdag versies dan. Nou, dit kom uit 3 Johannes, ekskuus, dis hierdie enetjie se 3 Johannes uit, 3 Johannes 1 vers 4. Ja, maar ek wil eintlik bietjie meer oor die prinsip praat. So hierdie laaste 2 versies, ek herhaal gou weer, ek was baie bly dat ek gehoor het, dat ek van jou kinders teëgekom het, wat dan maak ek dit nou maar korter, op die pad van die Here loop. En hierdie versie wat sê, dis nou die vrou wat praat, niks verskaf my groter vreugde nie, as om te hoor dat my kinders in die waarheid lewe. Ja, regtig 2 baie mooi versies van moeders. Nou die vraag is, wie is hierdie moeders? Hoe pas hierdie moeders in die prentjie in? En dit bring ons nou by die hele vraag van, hoe belangrik is konteks? As ons sulke mooi versies kry. As ek vir jou sê, stuur hierdie vir jou vrou, kyk hoe mooi Moedersdag versie is dit. Is dit korrek? Of dit klink korrek? Is dit korrek? En dis die vraag wat ek nou vanmiddag 'n bietjie duideliker wil maak, so op Moedersdag. So om te weet of dit dan reg en goed is, dan moet mens 'n bietjie na die konteks kyk. En kom ons lees van die omringende verse. So ek wil graag dan die volgende versie lees. Die volgende versie is, as ek nou fokus op daai eerste enetjie van, ek was baie bly dat ek van jou kinders teëgekom het wat die pad van die Here loop. Dit is 2 Johannes 1 vers 4. Luisteraars, dit staan in 2 Johannes 1 vers 4. Ek was baie bly dat ek van jou kinders teëgekom het wat die pad van die Here loop. Nou kom ons lees die volgende versie. 2 Johannes 1 vers 5. Ek gaan dan die ou vertaling lees, die 53 vertaling. En nou bid ek u uitverkore vrou, nie asof ek 'n nuwe gebod skryf nie, maar een wat ons van die begin af gehad het, dat ons mekaar moet lief hê. Nou dis die ou vertaling vir hierdie versie waarmee ek begin het reg in die begin. In die 2020 vertaling is hy baie dieselfde, so bietjie gladder geskryf. Ek lees dan 2 Johannes 1 vers 5 in die 2020 vertaling. En nou vra ek jou vrou,
nie as 'n nuwe gebod wat ek aan jou skryf nie, maar as een wat ons van die begin af gehad het, dat ons mekaar moet lief hê. Nou, hoe klink dit vir jou? Klink dit regtig asof dit hier oor moeders gaan en oor Moedersdag gaan? Veral as ons na die ou vertaling kyk wat sê uitverkore vrou. Het ek dan 'n vrou en 'n uitverkore vrou? Wie of wat is die uitverkore vrou? En dit is maar net om te sê, ons moet baie versigtig wees as ons sommer net wild en wakker versies aanhaal om mense mee te troos of vir onsself te vat. Daar is regtig 'n konteks wat ook belangrik is. Ons het nou vers 4 gelees en vers 5 gelees, maar ek voel eintlik ons moet nog na 'n groter konteks kyk. Waar uitkom hierdie verse? Uit watter boeke uit? Van wie is dit? En aan wie is dit? Met ander woorde, wie is hierdie vrou aan wie geskryf word? En dis nou nogal belangrik, want dit gaan ons vir ons help om te verstaan wat hierdie versies dan eintlik wil sê. Goed, ek gaan nou 2 Johannes 1 vers 1 lees. In die 2020 vertaling. As jy dalk die 2020 vertaling het, luisteraar, kyk saam met my na 2 Johannes 1. So dis die tweede briefie van Johannes. Daar reg voor Openbaring, hoofstuk 1 vers 1. En hierdie versie klink so: Die oudste aan die uitverkore vrou en haar kinders, wat ek in die waarheid liefhet. En nie net ek nie, maar ook almal wat die waarheid leer ken het. Nou, dit is nogal 'n bietjie moeilik. Ek lees ook hierdie selfde versie, 2 Johannes 1 vers 1, in die 53 ou vertaling. Die ouderling aan die uitverkore vrou en aan haar kinders, wat ek in die waarheid liefhet. En nie ek alleen nie, maar ook almal wat die waarheid leer ken het. So hierdie woorde is aan 'n uitverkore vrou geskryf van een of ander ouer persoon, né? Die 2020 vertaling sê van die oudste af. Die 53 vertaling sê die ouderling. So dis klink na 'n kerklike term die. En dan die 83 vertaling skryf ook oudste. Ek lees 83 vertaling van 2 Johannes 1 vers 1. Van die oudste aan die uitverkore vrou en haar kinders. Ek het julle waarlik lief, en nie ek alleen nie, maar ook almal wat die waarheid ken. Wie of wat is hierdie vrou aan wie hierdie woorde geskryf word? Nou, soos hierdie 83 vertaling voor my sê, die uitverkore vrou. Wie of wat is die uitverkore vrou? Willem, kan jy nog onthou wat is die woord vir? Ja, doodreg, dis nie 'n probleem nie. Ja, wie of wat is hierdie uitverkore vrou? Nou die term kerk in die Bybel, die kerk is ekklesia. Nou die ek is uit en die kletos is om te roep. So die kerk is uitgeroeptes. Die kerk is die uitgeroepte groep van God. En hier verstaan, dis die ekkletos kuria. Nou ons weet miskien, party van ons weet, die woord vir die Here in die Bybel is kurios. En dis die manlike vorm. Die vroulike vorm is kuria. Nou as die manlike vorm kurios is, dis Here, en dan is kuria dame. Soos dames en Here is kuria en kurios. Nou hier is ekletia kuria. So dis die uitgekieste, uitgeroepte dame. Nou wie of wat kan dit nou wees? En dit is nou nogal belangrik. Ja, so hierdie mooi versies wat ons vandag gelees het, van hierdie vrou en haar kinders wat die Here volg, is nie 'n persoonlike briefie nie. Dit is nie 'n persoonlike verhouding nie. Hier is die oudstes of die ouderling of die ouer een wat die brief skryf aan die uitgeroepte dame. Nou as mens hierdie woorde in Grieks 'n bietjie ontleed, dan sien mens die presbyteros, die oudste, die ouderling, is altyd die leier van die kerk. Een van die leiers van die kerk. So een van die leiers van hierdie kerk, wat ons dan reken is Johannes, hy skryf aan 'n uitgeroepte dame.
Nou eklesia. Eklesia is die gewone woord vir kerk. En hier is dit nou baie duidelik gemaak dat dit vroulik is, net die uitgeroepte vrou en haar kinders. So hierdie briefie is nie 'n persoonlike brief nie, dis nie 'n liefdesbrief nie, dis nie 'n brief van 'n noue verhouding tussen 'n man en 'n vrou nie. Dis 'n verhouding van 'n kerkleier aan 'n uitgeroepte, uitgekiesde iemand anderste. En omdat ons dan sê die woord vir kerk is eklesia, en hier word net die woord dame bygesit, dan lyk dit asof hierdie ouderling aan 'n ander kerk geskryf het. En ons praat vandag nog van gemeentes as in 'n vroulike vorm, né? Die gemeente het so gemaak, sy het so gegroei, haar inkomste is so. Ons praat baie keer van die kerk en van die gemeente in 'n vroulike vorm. En hier is dit baie duidelik dat hierdie ouderling Johannes aan 'n gemeente geskryf het en hy het dit op 'n mooi manier geskryf as 'n vrou, 'n uitverkore vrou. En aan haar kinders. So die kinders en waaroor hy nou bly is dat hierdie kinders van hierdie vrou op die pad van die Here bly. In ander woorde, hy skryf in 'n gemeente en hy sê, liewe gemeente, ek is bly dat julle en die mense van die gemeente, jou kinders, jou mense vir wie jy sorg, die pad van die Here loop. Nou ek wou eintlik vra, waaroor gaan dit hier en kan 'n vertaler dit duidelik maak? So mag 'n vertaler dit inskryf dat dit die gemeente is, dat dit nie 'n gewone vrou is nie. En hoe moet ons as vertalers daaroor redeneer? Hoe moet ons daarna kyk? Nou ek dink ons het al daaroor gepraat. 'n Vertaler mag niks inskryf nie. Dit is baie belangrik. 'n Vertaler moet kyk na wat die vertaalstyl is waarna hy vertaal, wat is die vertaalopdrag en wie is die teikenlesers. Nou luisteraars, daar is altyd baie verskillende teikenlesers. Hierdie nuwe 2020 vertaling is geskryf vir die kerk, vir kerkmense, vir mense wat 'n goeie agtergrond het. En julle sal sien, daar's baie terme wat kerklike terme is wat daar gebruik word. Die 83 vertaling is so bietjie wyeer geskryf, so bietjie meer vir algemene mense vertaal. Maar in ons Bybelvertaalwêreld, in die Wycliffe Bybelvertalers en in die sendingwêreld van vertaalkundiges, waar mens vertaal vir mense wat nog nooit gelowiges was nie, vir mense wat vir die eerste keer, mensegroep, 'n teikengroep, wat vir die eerste keer gelowiges word, dan maak ons dit regtig baie duideliker. Maar ons sit niks in nie. En die term wat ek wil hê ons moet baie mooi verstaan is, ons maak eksplisiet wat reeds implisiet is. Namelijk, ons maak eksplisiet wat reeds onderliggend in die teks in is. So dit is nogal belangrik om dit te weet, dat dit is wat ons doen. Dit is 'n metafoor wat gebruik word, en dit is baie keer moeilik om metafore te vertaal, want metafore is iets wat die oorspronklike mense verstaan het, en wat ons, wil ek sê, miskien as kerkmense verstaan, maar wat nuwe lesers nie so goed verstaan nie. En nou is die vraag, hoeveel mag ons as vertalers eksplisiet maak, wat reeds onderliggend in die teks is, wat implisiet is. Met ander woorde, as ek weet, Christus is die hoof van die kerk, en die kerk is die bruid, die kerk is vroulik, mag ek daardie kennis vir my op ander plekke gebruik. En as ek sien, eklesia is vroulik, en ek sien hierso, dis die uitgeroepte dame, mag ek dan met my agtergrondskennis dit duidelik maak dat hierdie woorde uitgeroepte dame eintlik die kerk is, die gemeente is. Want ek en jy as kerk, ons is uitgeroep, ons is die eklesia, ons is uitgeroep, letterlik dis wat dit beteken. En mag ons dan in 'n vertaler dit duidelik maak, eksplisiet maak, dat dit is wat hierdie uitgeroepte woord beteken. Uitgeroep in hierdie sin beteken gemeente, beteken kerk. Ons is deur Christus geroep om sy kerk te wees. En dit is nogal moeilik baie keer vir 'n vertaler om sulke dinge duidelik te maak of nie. Dit is interessant, die 2020 vertaling sê hulle wil direk vertaal,
dit word ook 'n direkte vertaling genoem, maar hulle kan nie, en ek het 'n studie daaroor gedoen, hulle kan nie daarby bly om letterlik te vertaal, sonder om dit bietjie eksplisiet te maak nie. En baie plekke het die ou vertaling en die 2020 vertaling baie dinge eksplisiet gemaak, omdat hulle nie anders kan as om hierdie metafore of ander beelde bietjie duideliker te ek het al van tevore gesê, dis nogal regtig maklik om te vertaal, maar is nie so maklik om te vertaal met betekenis nie, betekenisvol te vertaal nie. So ek kan letterlik hierdie woorde vertaal, letterlik een vir een en sê, daar staan Presbyteros oudste, uitgeroepe vrou, ek vertaal dit so. Maar gee dit betekenis, dra dit betekenis oor. Dit het definitief vir die Grieke betekenis oorgedra, want dis aan hulle geskryf. En dit dra ook betekenis oor aan mense wat die Bybel goed ken, en die Bybeltaal ken, en die Bybel konteks ken. Maar dra dit betekenis oor aan mense wat nie hierdie agtergrond het nie. En dan is dit letterlik sonder om die jota of die titel te verander, maar dit is om wat reeds in die boodskap van die skrif is, net 'n bietjie duideliker te maak, om dit uit te lig. In die taalkunde het ons altyd sulke voorbeelde soos, sê nou, jou moeder sit daar, en sy sê, is die venster oop? Wat vra sy eintlik? Sy wil nie weet of die venster oop is nie. Sy voel die venster is oop. Sy voel die wind waai op haar nek en sy kry koud. Wat sy eintlik vir jou vra is, gaan maak asseblief die venster toe. Is dit nie waar nie? Maar haar woorde was, is die venster oop? Maar sy wil eintlik op 'n polite manier, 'n mooi manier vir jou sê, die venster is oop, die wind waai op my nek, gaan maak asseblief die venster toe. En dit is wat ons dan praat van kognitiewe linguïstiek. Ons begin iets verstaan wat in die teks is. En die vraag is, moet ons dit dan duideliker maak? Nou hierdie stukkie wat ons vanmiddag aangehaal het hier, het presies dieselfde vraag na vore gebring. Want ek het daar die mooi versies in die begin gelees van die vrou en haar kinders wat die weg van die Here volg. Maar dit is nie 'n moederdag versie nie. Dis 'n versie oor 'n getroue gemeente, 'n kerk van die Here wat doen wat hulle moet doen, en die lede van die gemeente volg dan die Here. Is interessant, en dit is nou nog 'n bietjie agtergrondskennis wat mens het en wat mens inwerk. In die Ou Testament is dit baie sterk. Die stad, dorp, die word in die vroulike vorm aangebied. En as mens praat van die dorp en die omringende dorpies, dan staan dit letterlik in Hebreëus, hierdie dorp en haar dogters. Hierdie dorp en haar dogters. So, dogters, kinders, is in baie opsigte iets wat aan jou behoort, of wat van jou af uitgaan. Dit is nie letterlik jou dogters, jou kinders nie. En ten spyte van die feit, ek net my sinnetjie klaar maak, dan kan jy praat. En ten spyte van die feit dat ons sê ons mag niks byvoeg nie en ons wil nie eksplisiet maak nie, gaan ek wil sê 99.9 van vertalings, en hulle skryf daardie stukkies oor die dorp en haar dogters, vertaal hulle as die dorp en die omringende dorpies. Ja. Ja, as mens nou hierdie versie vir 'n Moedersdag versie gebruik, dis nie goddeloos nie. Maar ek dink dit is 'n bietjie uit die konteks uit. En ons doen dit maar. Mense kry sulke kassietjies met sulke koringkorrel versies en ons gebruik daai versies so. En ek glo die Here gebruik dit ook. Maar dit is nie heeltemal in die konteks nie. As mens na die konteks kyk, dan sien ons gebruik soms goed uit konteks uit. Maar ons kan dit op 'n positiewe manier gebruik. Maar luisteraar, as jy nou regtig die woord reg wil ken, gebruik en verstaan, gaan kyk na die konteks. En nou wil ek afsluit deur te sê, nou hoe sal ek dan nou maak met hierdie woorde van oudste en aan die uitverkore vrou? En dit is nou letterlik die woorde wat in 83 vertaling staan. Luister, as ek weet julle van die Bybel vir almal? Dis die Bybel wat vir dowe mense geskryf is, en dit was bietjie meer eksplisiet gemaak
dat hulle kan verstaan, omdat hulle agtergrond nie so wyd is soos ons in, so breed is soos ons in nie. En toe was daar so groot aanvraag vir hierdie Bybel, dat die Bybel toe gepubliseer is as die Bybel vir almal. So as jy ooit in 'n boekwinkel kom, kyk 'n bietjie na die Bybel vir almal. Nou die Bybel vir almal het hierdie 2 Johannes 1 as volg vertaal. Ek, ouderling, skryf hierdie brief aan julle. God het julle gemeente gekies en ook almal wat aan julle gemeente behoort. Né? Daar maak hulle dit 100% duidelik. Ek is die ouderling wat hierdie briefie skryf aan julle, die gemeente wat God gekies het. Dis my baie mooi. En daaroor het ek ook interessant, ek het eintlik lank terug hierdie stukkie in my gewone Afrikaans vertaal. En ek het hierdie 2 Johannes 1 so vertaal. Liewe uitverkore sustergemeente, want ek dink dit is eintlik wat daaroor gaan, want daar word gemeente genoem en dame, suster, vrou. En ek dink hy skryf van een gemeente aan 'n ander gemeente en daaroor beklemtoon hy daai suster gedagte, die ander vrou gedagte. So ek vertaal dan 2 Johannes 1 vers 1 as volg. Liewe uitverkore sustergemeente, groete van my, die ouderling, en ook aan jou kinders of gelowiges wat regtig in die geloof lewe. En as ons dan by vers 4 kom, die versies 4 en 5 wat ons nou vandag aangehaal het, dan sal ek dit so vertaal. Ek was besonder bly dat ek van jou geloofskinders gevind het wat in die waarheid wandel, volgens die opdragte wat van die Vader afkom. Vers 5. En nou versoek ek jou sustergemeente dat ons mekaar moet lief hê. Dit is nie asof ek vir julle 'n nuwe gebod skryf nie, maar ons het dit al van die begin af gehad. En as my vertaling so klink, dan is die kans om hierdie versies uit konteks aan te haal baie kleiner. Maar ek het eksplisiet gemaak wat implisiet daar agter is. Maar nou ja, so op Moedersdag is dit so, dis lekker vir elke moeder en vader om te hoor dat jou kinders op die pad van die Here bly. Willem, jy het vandag 'n paar keer genoem wanneer jou ma jou geleer het van die Here. My ma het my ook van die Here geleer. En baie van die dingetjies wat ek aan dink, kom baie keer terug na wat sy vir my ook geleer het. En ek glo dis my moeder lekker, sou lekker gewees het, sy is ook al by die Here, om te hoor dat ek nog op die pad van die Here is. En daaroor is die gedagte daar agter baie mooi. Maar ek dink ons moet 'n ander versie gaan soek. Daar in Spreuke is baie mooi versies wat basies dieselfde dinge sê, en dit gaan letterlik oor vaders en moeders en kinders. So skryf dan vir jou moeder 'n mooi brief en sê, moeder, ek is nog op die pad van die Here, die pad wat U vir my geleer het. Dan sal jy vandag vir jou moeder 'n groot geskenk gee en vir haar die Moedersdag 'n wonderlike dag maak. My pa en ma was nie regtig geleerde mense in vandag se terme nie, maar hulle is mense wat die Here gedien het en baie lief gehad het. En weet jy, ek kan onthou dat ek weet nie, seker 2-3 jaar oud was, so my ma my geleer bid het en om die Here lief te hê. En ek wil sê ek het nie 'n datum wat ek tot bekering gekom het, maar ek het wel datums wat ek tot vernuwing gekom het in my geloof, 'n paar keer wat ek ernstig vernuwing. Maar waar ek regtig die eerste keer die Here leer ken en lief het, skryf ek aan my ma toe. Ek het dit geleer voordat ek nog mooi geweet het wat dit alles beteken. So mense ouers leer mens dinge wat in jou wese in jou bybly. Weet jy, ek kan nie dit baie spesifiek onthou nie, maar wat ek wel weet is haar liefde vir die Here en haar oordrag aan my het vir my so 'n breë kennis en ervaring en verstaan van wie God is en God die Vader en God die Here is, dat ek nooit 'n probleem gehad het om God drie-enig beter te leer ken nie. Ek dink die basis wat gelê is, was so goed, dat dit vir my geen probleem was om God drie-enig dan later beter te leer ken nie. En ek dink dis miskien belangrik, nie dat sy my noodwendig van of nie van die Heilige Gees of nie van die Vader en nie van die Seun as 'n drie-eenheid geleer het nie, maar dat ek die volle liefde van God almagtig deur haar leer ken het en dan later in my volwasse kognitiewe verstaan hierdie dinge 'n bietjie makliker kon in mekaar plaas
omdat ek hierdie liefde ervaring van wie God is van kleins af geleer het. Goed, baie dankie luisteraars en ja, vertel ook vir jou moeder dat jy nog op die pad van die Here loop wat sy jou geleer het. Mag dit 'n wonderlike tyd wees vir julle as gesin. Dankie, totiens.